Ek het net weer met die voorbereiding van hierdie 2 dele besef hoe belangrik dit is dat ons miskien weer 'n kursus vir 70/7 sal aanbied, wat Dr. Bruce Wilkinson aangebied oor vergifnis, oor wat dit beteken, want dis deel van ons teks wat ons gaan lees, want ek wil vandag vir julle sê, vergifnis het baie meer fasette as net bloot wat ons in 2 erediensgeleenthede kan aanraak. En dit is so belangrik dat ons as kinders van die Here verstaan waaroor begifnis gaan, want dit is so belangrik. So, julle weet, mense is oor die algemeen versamelaarswesens. Ek weet nie of julle sal saamstem nie, as jy na jou man of jou vrou kyk of na 'n vriend of wat ook al. Ons versamel net verskillende goeders. Party sal munte versamel. In die ou dae toe ons nog 'n posstelsel gehad het mense seels versamel. Selfs ek het nog 'n paar seels wat hopelik eendag paar rand gaan werk wees, verseker nie nou nie. Ander versamel boeke. Hulle het nog die helfte van hulle biblioteek nie gelees nie, maar as daar 'n nuwe boek is, kan hulle hom nie los nie. Sommige van ons versamel vuurwapens soos wat ons begroting dit toelaat. Maar daar is ook mense wat gruwe kan versamel. Hulle kan vir jou presies vertel wat met hulle gebeur het in 1987. Hulle onthou die datum, hulle onthou die tyd, die plek waar die persoon wat iets aan hulle gedoen het, aangehaal het. En eintlik, as jy mooi na hulle luister, dan hoor jy dat die gebeurtenis lankal verby is, maar dat die wond nog hier vry in hulle lewe woon. En dis eintlik waaroor ons gaan, om daai wond uit te sorteer in ons lewe. Julle, so vergifnis is definitief een van die moeilikste dissiplines van disippelskap. Eintlik soos wat ek so pas gesê het, daar's soveel fasette in vergifnis. Maar ek kan vir julle sê, gebed is moeilik. Ek het net die ander dag vir Liesel vertel, gevas is vir my verskriklik moeilik. Selfbeheersing is baie keer moeilik. Maar om iemand te vergewe wat jou diep seer gemaak het, of dit nou fisies of emosioneel is, dis amper onnatuurlik. En tog sê Jesus vir ons, nie dink daaroor nie, oorweeg het of werk daarna nie. Hy sê eenvoudig, vergewe. En die rede is eintlik so eenvoudig, en dit is die naam van die tema. Ons vergewe nie mense omdat hulle dit verdien nie. En ons moet dit mooi verstaan, want ek dink, dis soms een van die goed wat ons weerhou van vergifnis. Ons vergewe omdat ons dit ontvang het. En daarom dat die tema sê, soos wat ek vergewe is, vergewe ek. En Leon is reg, ou sou inderdaad 'n vraagteken daar agter kom sit om te sê, maar doen ons dit? Ek wil vandag kyk na 3 waarhede oor vergifnis en dan 1 aspek inbring oor versoening aan die einde. Ek dink dis belangrik om te verstaan dat ek kan slegs vergewe wanneer ek snap hoeveel ek vergewe is. Sonder dit kan ek nie regtig waar dit mooi verstaan nie, en daarom dat die Bybel sê, niemand is sonder sonde nie, almal het gesondig en ver van God af, en die loon van die sonde is die dood, dit is die straf, dit is die wet. So, in die oë van die Here is daar nie groot en klein sondes nie, in ons oë is daar groot en klein sondes, maar nie in die oë van die Here nie. As jy oortree het, as jy deel van die wet oortree het, het jy die hele wet oortree. Maar kom ons lees die mooi gedeelte daar in Matteus 18, vers 23 tot 35, wat eintlik ons teks van vandag is. Daarom is die koninkryk van die hemele soos 'n koning wat rekenskap van sy slawe wou eis. Toe hy hulle skuld begin nagaan, is die een wat 10.000 talent verskuldig was, na hom gebring. Omdat hy nie kon terugbetaal nie, het die Heer beveel dat hy, asook sy vrou en kinders en alles wat hy besit, verkoop word en dat die skuld so terugbetaal moes word. Die slaaf het toe voor hom op die grond neergeval, laag voor hom gebuig en gesê, wees geduldig met my en ek sal u alles terugbetaal. Die Heer van daardie slaaf het hom innig jammer gekry, hom vrygelaat en sy skuld vir hom kwytgeskeld.
Maar toe daardie slaaf uitgaan, het hy een van sy medeslawe gekry wat hom 100 denarius geskuld het, die Romeinse ryk se geldeenheid. Hy het hom aan die geel gegryp, gewurg en gesê, betaal terug wat jy skuld. Sy medeslaaf val toe neer en smeek hom, wees geduldig met my en ek sal jou terugbetaal. Maar hy wou nie. Inteendeel, hy het weggegaan en hom in die tronk laat gooi, totdat hy die verskuldige bedrag sou terugbetaal. Toe sy medeslawe sien wat gebeur het, was hulle baie ontsteld en het vir hulle heer alles gaan vertel wat gebeur het. Daarop ontbied sy heer hom en sê vir hom, jou slegte slaaf, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie ook jou medeslaaf begenadig, soos ek jou begenadig het nie? En sy heer het kwaad geword en hom aan die tollenaars oorgegee, totdat hy al die skuld sou terugbetaal. So sal my hemelse Vader ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. In hierdie verhaal vertel Jesus die storie van 'n slaaf wat 'n astronomiese skuld gehad het, wat hy in sy hele leeftyd nie sou kon terugbetaal as hy kyk na die Romeinse geldeenhede nie. Dit was net 'n saak van onmoontlikheid. En toe gebeur daar eintlik iets ondenkbaar. Die koning skeld dit vry. Hy skryf hy skuld net daar af. Nie afslag nie, gee nie van paemente nie, nie 'n skuldhersiening nie, volledige kwytskelding. Maar skaars is hy buite die paleis, toe gryp hy 'n ou wat hom skuld, wat hom min skuld, 'n paar 100 pennings, aan die keel, oor 'n paar maande se salaris. Hy wat miljoene se kwytskelding ontvang het, kan nie eers honderde toelaat in sy eie lewe nie. En dan eindig Jesus met hierdie ontstellende woorde. Moes jy nie ook jou medeslaaf begenadig, soos ek jou begenadig het nie? Dis maklik om dit hier raak te lees, en ons kan dit half snap. Maar wanneer iemand iets teen ons gedoen het, persoonlik gedoen het, raak dit om een of ander manier net baie moeiliker. Want ons wil reg en geregtigheid in ons lewe laat geskied, wat nie noodwendig 'n fout is nie. Maar ons kan soms so fikseer, dat ons nie kan vergewe nie, en ons gaan later praat oor wat gebeur dan, want dan ontwikkel daar 'n wortel van bitterheid in ons lewe, wat in staat is om ons lewe te vernietig, maar ons gaan dit so definitief 'n bietjie uitpak. So, wat Jesus eintlik wil sê is, wanneer ons begin raak sien, wanneer ons eintlik 'n begrip van ons eie sonde het, dan raak my behoefte om ander aan die pen te ry 'n bietjie kleiner. Want julle weet mos, ons dink mos almal, ons eie sonde is maar iets soos 'n ligte verkeersboetiekie. Dis alright, ons kan daarmee wegkom, maar laat iemand iets teen ons doen. Terwyl God sê, enige sonde is hoogverraad teen die koning van die heelal. En daar is een straf daarvoor. So ons kyk graag na ander se sonde deur 'n mikroskoop. Maar ons kyk na ons eie sonde. Het julle al gekyk hoe klein raak 'n ding as jy 'n teleskoop of 'n verkyker omdraai en jy kyk van die verkeerde kant af na dit. Nou ons kyk soms so na ons eie sonde. So die ander ou se sonde word vergroot onder 'n mikroskoop wat ons aangedoen is. Maar wanneer ons kyk na dit wat ons oortree, dan kyk ons met 'n omgekeerde verkyker. Nou die Griekse woord vir vergifnis is, hulle het so 'n fi-klank, is aphiemi. En dit beteken letterlik 'n paar dinge. Dit beteken om los te laat, om weg te stuur, om nie langer aan vas te hou nie. En veral daai begrip dat vergifnis beteken om nie aan iets langer vas te hou nie, gaan 'n bietjie later baie duideliker maak. Want die een ding wat ons moet verstaan, en wat ek dink ons soms misverstaan, is dat vergifnis beteken nie dat as jy moet aan iemand anders 'n vergifnis moet gee, dat dit wat hy of sy aan jou gedoen het, nie ernstig was nie. Dat dit nie saak maak nie. Of dat as jy dit verkeer, jy dit goedkeur nie.
Vergifnis beteken eintlik maar net die volgende, dat ek gee my reg op terugbetaling oor aan God. Iemand het eendag so, en ek dink amper is Bruce Wilkinson, wat dit ook in sy kursus oor 70x7 sê, hy het dit oor vergifnis gesê. Hy het gesê, om nie te vergewe nie, is soos om gif te drink en te verwag die ander ou moet doodgaan. Dis presies wat gebeur, want onvergewensgesindheid raak later in die kanker wat ons hele lewe kan vernietig. Die tweede ding wat ons oor vergifnis moet snap, dink ek, is dat ek moet oor en oor kan vergewe, omdat God my oor en oor vergewe. Net vandag moes jy al sekere dingetje of twee gedoen het waarvoor God jou moes vergewe, en wat jy as jy voor hom dit bring, hy dit definitief sou doen. In Matteus 18 vers 21 tot 22, letterlik die 2 verse voor die gedeelte wat ons saam gelees het, staan die volgende. Toe het Petrus nader gekom en hom gevra vir Jesus, Here, hoeveel keer sal my broer teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 keer toe. Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 keer nie, maar tot 70 maal 7 keer. Julle, ek wil vir julle sê, as jy die Joodse kultuur verstaan, dan sien jy eintlik 'n baie oulike toneel hier afspeel. Want Petrus dink hy's ongelooflik vrygewig met sy vergifnis. Want die Joodse rabbies het vereis dat jy iemand net 3 keer hoef te vergewe. So Petrus kom na Jesus toe en ek wil amper sê, hy wil seker vir hom wys hoe geestelik hy is en sê, Here, 7 keer, so hy verdubbel daai 3 keer en hy sit eentjie by. 7 keer, en ek dink ou Petrus het seker gedink, hy gaan nou gou 'n sterretjie by Jesus kry, wat definitief nie die geval is nie, ek dink hy's toe geskok, toe Jesus sê, nie 7 keer nie, maar 70 maal 7 keer. So 490 keer. En Jesus bedoel natuurlik nie dat jy op 491 kan ontplof nie. Hy wil eintlik net vir Petrus sê, Petrus, jy moet ophou tel. Jy moet nie tel hoeveel keer jy moet vergewe nie. Liefde hou nie boek van die kwaad nie. En daarom, en weet julle, ek dink dit is ook nogal 'n belangrike beginsel wat ons moet weet, dat vergifnis is nie altyd 'n eenmalige gebeurtenis nie. Soms is dit 'n besluit wat jy elke oggend moet herhaal. Veral as jy iewers regtig diep gewond is, emosioneel, fisies of watter aard, ook al wat iemand aan jou iets gedoen het. Het jy soms nodig om elke oggend, terwyl daai wond nog daar is, te sê, Here, ek kies om weer te vergewe. Ek kies om weer te vergewe. En dan vergewe jy, en dan onthou jy weer. Of iemand begin 'n gesprek, en die wonde is weer, al die emosies is weer terug. Dan vergewe jy weer. Ek sit so en dink oor die hele saak, en die van julle wat van die begin met Farus se begin hierso was, en weet die hele Hoogland sage, en die klagtes, en die seer, emosionele seer wat ons gekry het. En in Farus het ons heling ontvang. En dan loop jy iemand raak, en hy of sy sê, onthou jy dit of wat ook al. En dan wel soms 'n stukkie woede weer in my op. Ek het dit lankal uitgesort, ek het lankal vergewe. Ek het geen vyhandigheid in my nie. Maar ek moet myself check, dat as iemand weer iets na die oppervlakte bring, moet ek na my emosies kyk en dan vir Here sê, Here, ek het dit al so lankal agter my gesit. Maar ek moet weer vergewe, en dan vergewe jy weer. So soms moet jy vergewe totdat die wond nie meer daar is. Ek gaan nou weer 'n bietjie daaroor praat. Want weet julle, ek kan vir julle sê, en weer eens, eendag kan ek vir elkeen van julle wat nie ons storie ken nie, dit vandag vertel, sonder enige vyhandigheid in my hart. Want my wond is nie meer daar nie. Iemand kan nou maar praat oor die verlede. En ek kan saam praat, en ek kan selfs vertel hoe ek gevoel en geervaar het. Maar die wond is nie meer daar nie. Want ek is genees. Party mense sê, ek kan nie vergewe nie, want ek voel dit nie. En dis eintlik wat ek seker met hierdie punt wil deurkry, is dat vergifnis is eerstens nie gevoel nie. Dit is 'n daad van gehoorsaamheid. Dit is iets wat jy moet doen, keer op keer op keer. Iemand het eendag so mooi gesê, hy sê, gevoelens is soos kinders op 'n lang motorrit.
Hulle mag saamry, maar hulle mag nie bestuur nie. Moenie toelaat dat gevoelens jou bestuur nie, want hulle gaan 'n ongeluk maak. Julle in hierso die derde punt wat ek wil maak, is eintlik die punt oor wat onvergewensgesindheid aan ons doen. En Bruce Wilkinson in sy tema, sy boekie 70/7, praat baie hieroor. Ek moet vergewe, want onvergewensgesindheid sal my vernietig. Ek wil vir jou sê, dit sal jou vernietig, want iets gaan in jou begin wortel skiet, letterlik wortel skiet, en dit is bitterheid. Hebreërs 12 vers 14 tot 15 sê die volgende: Streef na vrede met almal en na die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. En dan sien toe dat niemand die genade van God verspeel nie, sodat geen wortel van bitterheid opskiet en moeilikheid veroorsaak en baie daardeur besoedel word nie. Want wanneer 'n wortel van bitterheid in jou begin lewe, is dit nie net 'n kanker in jou eie lewe nie, dit besoedel, en die woord sê dit eintlik so mooi, dit besoedel ook mense rondom jou, en met mense wat jy daai wortel mee deel, en jy ander mense soms bitter kan maak. En wat interessant is hierso, en ek het dit ook nogal gehaal, bitterheid is nie 'n vrug nie. Bitterheid, dit word 'n wortel genoem. Dis 'n wortel, en wortels werk ondergronds. Jy sien nie die effek van wortels nie. Niemand sien dit aanvanklik nie, totdat dit uiteindelik bars deur die oppervlak. En dan beïnvloed dit jou huwelik, dit beïnvloed jou gebedslewe, jou intimiteit met die Here, jou kinders, dit beïnvloed jou gemeente, jou gesondheid, jou vreugde. Daar is wetenskaplikes wat vandag reken dat sekere kankers kan deur bitterheid veroorsaak word. As jy lank genoeg bitterheid in jou lewe toelaat, kan dit jou fisies siek maak. En ek dink ons almal het dit al op, miskien nie so radikaal beleef die waarheid daarvan nie, maar ons almal het al weet hoe die gesondheid van ons siege ons lewe beïnvloed. Ek kan vir julle 'n eenvoudige voorbeeld noem, net waar 'n ou se siege 'n bietjie af is. As ek en Liesel stry kry, is my hele dag opgeneuk. Ek is dan net nie lekker nie, want ons is nie lekker met mekaar nie, as iets in my siege nie lekker nie. Dis 'n ligte voorbeeld. Kan julle dink as die wortel van bitterheid lank in jou leef, wat dit aan jou fisiese lewe kan doen? Want wat wil bitterheid doen? Bitterheid wil half geregtigheid vir jou beloof. Maar wat is die resultaat? Dit beloof geregtigheid, maar dit produseer gevangenskap. Want jy moet een ding verstaan, die persoon wat jou seer gemaak het, slaap miskien snags heerlik, jy's die een wat wakker lê. Hy eet ontbyt, jy herkou die gesprek van 10 jaar gelede asof dit gister gebeur het. En dit is die waarheid, en waarom Jesus nie wil hê ons moet lewe met onvergewensgesindheid in ons harte nie. Want onvergewensgesindheid hou jou verbind aan jou seerste dag. Onvergewensgesindheid hou jou verbind aan jou seerste dag. En ek wil hê julle moet mooi dink hieroor. Want as daar iewers nog iets in jou lewe is, iemand wat jy nie vergewe het nie, kan jy gewoonlik, as dit 'n gesprek of 'n ding is, kan jy daai gesprek amper woord vir woord herroep. As dit fisiese seer of wat ook al is, kan jy dit herroep. Ek onthou in die videoreeks van Bruce Wilkinson oor 70x7, praat hy oor 'n vroutjie wat deur 4 mans in 'n winkelsentrum se parkeerplek verkragt is. En hoe hy haar moes begelei om hulle te vergewe. Want sy wou nie, want sy het gedink dat as sy hulle vergewe, dan sê sy, dit is oukei gewees wat hulle aan my gedoen het. En hy moes vir haar leer dat dit gaan nie, dat dit was nooit oukei nie. As hulle gevang word, sal hulle die volle pad van geregtigheid moet loop. Maar solank sy hulle nie kon vergewe nie, was sy aan elkeen van daai manne vasgebind gewees. Want sy gaan dit herroep, en daai wond gaan nooit genees nie. En bitterheid gaan in haar lewe
begin wortel skiet. En hoe sy kon kom tot op die punt van vergifnis. En wat gebeur toe? Toe raak sy vry. Toe raak sy vry. En die oomblik toe sy nie meer vasgebind is aan dit wat daai manne aan haar gedoen het nie, kon genesing vir die eerste keer begin plaasvind. Ons wil woedend reageer. Ek wil woedend reageer. Dit is vir my die verskriklikste daad wat iemand kan doen. Om mag te misbruik op so 'n wyse. Maar ons moet verstaan dat onvergewensgesindheid maak ons siek. Onthou julle daai sin? Dis ons drink die gif en dink die ander ou moet doodgaan. Moenie die gif drink nie, sê Jesus. Moenie dat onvergewensgesindheid in jou lewe groei nie. Want Jesus wil ons vry maak. Hy wil hê dat ons vry moet lewe. So ons moet dit verstaan. Ek wil vir julle sê dat ons moet onthou, vergifnis keer nie dit wat met jou gebeur het goed nie. Nooit nie. Maar vergifnis wil jou vry maak, sodat jy vry kan lewe, sodat jy intimiteit met Jesus kan lewe, want bitterheid steel al daai goed. Bitterheid kan jou huwelik vernietig. Bitterheid kan jou intimiteit met Jesus vernietig. Alles wat ons al reeds genoem het. Weet julle, daar's 'n vierde aspek, wat nie oor vergifnis gaan nie, maar wat oor versoening gaan. In Matteus 18 vers 15 tot 17 sê Jesus die volgende. En die punt wat ons wil maak is dat vergifnis soek waar dit moontlik is, versoening ook. En hoor my woorde mooi, waar dit moontlik is. Want dit is nie altyd moontlik nie. Matteus 18 vers 15 tot 17 sê, as jou broer teen jou sondig, moet jy hom teregwys waar julle twee alleen is. As hy nie na jou luister nie, as hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. As hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 saam met jou, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke saak bevestig mag word. As hy weier om na hulle te luister, sê dit vir die gemeente. En as hy ook weier om na die gemeente te luister, laat hy vir jou wees soos 'n heiden en 'n tollenaar. In versoening is daar 'n proses. En dis wat Jesus eintlik vir ons hier op 'n mooi manier gee. 'n Proses moet ook iets wat belangrik is. 'n Proses moet getuies. As jy die eerste keer gaan en iemand wil nie luister nie, wil nie vergewe of versoen nie, vat iemand saam. So, gaan alleen. As dit nie werk nie, neem getuies saam. As dit nie werk nie, bring dit dan na die gemeente. En die doel is nooit om daai persoon publiek te verneder nie. Inteendeel, die doel is restaurasie, is herstel. Maar dan moet ons ook eerlik met mekaar wees. En dit is so belangrik. Versoening, vir versoening om plaas te vind, dit verg altyd 2 mense. Vergifnis verg net 1 persoon, en dis jy. Maar versoening is altyd 2 mense. So, ek kan iemand vergewe wat iets aan my gedoen het en nou dood is. En so, hy of sy is dood. Ek kan daardie persoon vergewe. Ek kan iemand vergewe wat nog nooit jammer gesê het nie. Want partykeer wil ons net 'n jammer hê. Ek kan iemand vergewe wat nog steeds so waar is wragtig dink hy of sy is reg gewees. Ek kan vergewe. Daai proses kan altyd plaasvind in my lewe. Maar versoening kan nie altyd plaasvind nie. Vergifnis kan altyd plaasvind. En ek wil weer vir julle sê, selfs in terme van versoening, ek hoef nie weer toegang tot my lewe te gee, iemand wat gevaarlik is of manipulerend is nie. Maar daai laaste sinnetjie is so belangrik. Maar ek mag nie bitterheid in my hart huisves nie. As dit nodig is dat jy die grense van jou lewe stel, sodat iemand nie naby jou kom wat gevaarlik in jou lewe was, of manipulerend nie. Doen dit. Maak daai grense. Maar sorg dat bitterheid nie in jou hart plaasvind nie. So voor ons kyk na lekker praktiese riglyne, kom ons maak vas, vergifnis beteken die volgende. Ek laat toe dat God die regter is. Hy wat die volle prentjie sien, wat al die omstandighede sien, laat toe dat hy die regter wees. Vergifnis beteken ek keer dit goed wat met my gebeur het nie. Ek het nie lekker geweet om my sin te sien. Wat dit sê net, ek is nie
Dit beteken nie dis reg wat met my gebeur het nie. Ek keer dit nie goed nie. Ek tree net uit die regbank uit en laat toe dat die Vader, die volmaakte regter sal wees. Ek klim van die troon af wat vergelding soek en wil hê. Maar wat maak ons met hierdie woord vandag? En ek het so 'n paar praktiese riglyne. Ek het hulle eers vir julle op een skerm gesit. En as ek dit skaars kan lees, was ek vir julle goed en ek het dit gedeel in 2 skerms. So moenie die skerm afneem nie. Jou resolusie gaan nie goed wees aan die einde nie. So kom ons vat praktiese riglyne wat julle kan raak sien. En ek dink wanneer jy stil raak voor die Here, vra jouself vandag, dis 2 maklike vrae om te sê, wie se naam laat my maag nog steeds op 'n krop trek? Laat my hartklop nog steeds ewe skielik spring? Wie se gesig bring woede na my in vore? Identifiseer daardie mense. En dan maak, as jy sukkel met vergifnis, maak hierdie week 'n lys van mense wat jy nie vergewe het nie. Skryf presies neer wat met jou gebeur het. Skryf wat dit aan jou gedoen het, hoe dit jou geraak het. En dan bid jy die volgende hardop. Dis die tweede skyfie. Here, ek verkies om so en so te vergewe vir dit wat hulle my gedoen het. Jy hoef nie te sê dit was aanvaarbaar nie. Jy hoef nie te sê hoe dit jou seer gemaak het nie. Jy hoef nie te wag vir 'n verskoning nie. Jy kies bloot gehoorsaamheid. En dan die 6ste punt is miskien die belangrikste. En as die pyn môre weer terugkom, vergewe môre weer. En oormôre. Totdat die wond uiteindelik ophou bloei. En ek kan vir jou beloof, en ek glo is baie gelowiges wat dieselfde belofte aan jou kan maak. Iewers gaan die Here Jesus daardie wond laat ophou bloei. En hy gaan sy die dag, jy gaan weer die dag, as hy nie meer bloei nie. As daai seer nie meer daar is nie. So gaan deur die prosesse, sodat jy nie die wortel van bitterheid in jou lewe dra nie. Julle moet verstaan dat aan die kruis, aan die voete van die kruis, staan ons almal, en ons staan almal as skuldiges daar. Niemand hier het net 'n paar 100 pennings geskuld nie. Ons het almal daai 10.000 talente geskuld. Maar daar hang 'n verlosser met uitgestrekte hande aan daardie kruis. Spykers in sy hande, 'n doringkroon op sy hoof. En selfs terwyl die mense hom bespot het, het hy gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. As Jesus dit kon bid, met die spykers in sy hande, kan ons nie net miskien begin om die spykers in ons hart uit te trek nie. Want ware disippels van die Here Jesus sê die volgende: soos wat ek vergewe is, sal ek vergewe. Kan ons dit doen? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u woord. Vergifnis is 'n moeilike ding. Want daar word wonde diep in ons hart vasgemaak, soms fisiese wonde, littekens wat ons met ons lewe en ons siege en in ons lyf moet ronddra. Maar u opdrag oor vergifnis is juis om te kom en ons vry te maak van daai seer dag in ons lewe, of seer dae as dit dinge is wat baie gebeur het. Dankie dat u vir ons leer dat wanneer ons bereid is om te vergewe en daai seer kom na vore, ons vergewe weer, dan sal ons wond iewers ophou bloei, omdat u genesing daarop is. Dankie ook daarvoor. Dankie Jesus, dat daai genesing plaasvind, omdat u aan die kruis daarvoor gehang het. Seën ons ook verder hierdie week,
As ek iemand is wat nog iets het wat ek met iemand moet vergewe, laat ek hierdie week daardie mense vergewe. En so die proses begin, wat my vry sal maak. Here, wat my weer in kontak met U sal bring, wat intimiteit weer moontlik sal maak. Wat my wonde sal genees. In Jesus se naam kom vra ons dit. Amen. Julle kom ons staan, dan ontvang ons die seën van die Here. As jy kan, kom smeer lekker saam grondboontjie botter, broodjies en goed vir Love Story. Daar is sekerlik nog 'n koppie koffie of tee beskikbaar. Maar mag elkeen van julle 'n geseënde dag hê. En onthou, moenie dat onvergewensgesindheid in jou hart 'n wortel skiet nie. Die Here sal vir julle seën en vir julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en vir julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir elkeen van julle sy vrede kom gee. Amen.